Ons gaan almal nou saam soek na die volgende letter in die alfabet, die D. A, B, C, D. Almal bou nou die letter D op die onderste ry op hulle klankleerborde. Na die D gebou is, staan ons almal op en ons gaan ons motoriese bewegings doen. Soos julle kan sien, wys ons die muurkaarte nou vir die leerders. Hulle kan sien dat daar 2 klanke is wat die letter D kan maak. Die letter D maak D vir das en ook T vir brood. Al is dit 'n sagter T, dit bly T. Dit is nie D nie. Ons sê nie brood nie, ons praat van 'n brood. So ons maak 'n sagte T klankie. Daaroor later gaan ons baie meer leer oor dit. Wat belangrik is, verduidelik op die muurkaart hoekom is daar 'n turkoois en 'n grys klankdeel. Ons werk in Afrikaans met die turkoois een met die das op. Omdat die klank dieselfde is in Afrikaans en Engels, dui ons albei aan, maar die assosiasie prentjies verskil. Daarom gaan ons nou met die D vir das verder werk van hier af. Motories staan almal langs hulle tafels. Ons sê saam, die letter D maak D en nou maak jy die lettervorming met jou regterhand. Al maak die seentjie dit met sy linkerhand, onthou die spieelbeeld effek met jou regterhand. Die letter D sê D vir das. Die letter D sê D. Die letter D sê T vir brood. Maak of jy 'n broodjie in die lug smeer. Die letter D sê T. So, saam, as ons hierdie 2 bewegings saamvoeg, gaan dit so klink. Waarby ons wil uitkom is, die letter D sê D, maak jou letter in die lug, en T, maak of jy 'n broodjie smeer, saam met die verbale uitspraak van die klank. So ons het 2 klanke vir die letter D en dit is D en T. Weereens werk ons baie gefokus net met die klank wat ons nou gaan gebruik in graad 1. En dit is die letter D sê D en jy maak jou sirkel met jou regterhand. Bou die letter D met die klank D op die bord. Kom ons hersien. Die letter A sê A in 'n toelettergreep. Die letter B sê B. Die letter C is nie 'n Afrikaanse letter nie, ons gebruik hom nie nou nie. Die letter D sê D. Nou het jy hersiening gedoen en vaslegging gekry. Ons wil nou die woord dak bou. Weereens klap almal as klas eers die woord in klanke uit. Moet asseblief nie die opbreek van auditiewe klanke onderskat nie. Baie leerders het geen auditiewe vaardighede meer nie. Hulle sukkel regtig om die klanke te hoor. Hoe meer jy in graad 1 tyd daarin afstaan, hoe makliker gaan dit 'n outomatiese en 'n saamvloeiende proses word vir die ouer grade. As jy nie nou tyd spandeer daaraan nie, gaan hierdie leerders voortworstel tot in matriek. So maak seker jy klap dit op julle arms. D, A, K. Goed, ons almal het die kort A gehoor, so ons almal weet ook is 'n toelettergreep. En dan gaan ons nou hierdie klankies saam skryf. Die eerste 2 weereens kan die leerders onafhanklik doen, want ons het albei behandel. So as hulle D hoor, moet hulle vir jou die D op die bord kan kry en kan bou. D, A, en ons help met K. Ons het reeds gesê, ons weet dis 'n toelettergreep, want ons het die kort A klank gebruik, en nou skakel ons dit om na die geskrewe letters D, A en K. En saam kan hulle nou ook dak skryf. Onthou, ons werk met ons konsonante met die begin van 'n woord. Met ons vokale sal ons rymwoorde probeer hanteer.
Ons wil nou graag die woord das lees, dus bou ek die woordvol op die bord uit, hulle kopieer dit op hulle borde en saam met hulle nou die eerste 2 letters kan doen onafhanklik, elke kind op sy eie, voordat ek die antwoorde op die bord vir hulle aandui. Hulle moet kan sien, dis 'n geslote lettergreep, so hulle dui aan dis 'n geslote lettergreep. Dis weet hulle die A is die klinker, moet 'n kort klank maak. Dit gaan A wees. En dan begin hulle een vir een letter invul. D, A en ons help met S. En nou klap ons weer op ons arm saam uit. D, A, S, das. En ons voeg die letters saam om 'n woord te vorm. En so doen jy 4, 5, 6 afhangende van wat die tyd jou toelaat, woorde per dag. Presies dieselfde rympie wat leerders moet ken aan die einde van die week. Wat hulle wel hier kan byvoeg, is dat hulle kan weet, wanneer ons D aan die begin van 'n woord het, maak dit altyd D. Dit gaan nooit die sagte T klankie maak nie. Dit is net wanneer ons dit aan die einde van die woord kry. Ons gaan dit eers later volledig behandel wanneer ons die tweede klank byvoeg. Maar as hulle sou lees en hulle wil half wonder, kan jy hulle gerus stel dat die begin van 'n woord altyd D is as daar 'n D geskryf is. Onthou ook nommer 4 jou toedeur het te doen met jou vokaalklank. Dit het nie direk te doen met jou medeklinker nie, maar hulle moet dit aandui want dit bepaal hoe hulle die vokaal gaan lees. Hierdie video het ook kopiereg op.